Ek wil begin by, ons moet verstaan wat God se hart was en nog altyd is. Ek vind dit baie dat, en ek wil nie sê dis die ouer garde nie, ek dink ons is besig om 'n nuwe generasie ook so groot te maak wat die verkeerde prentjie van God het. So die verkeerde prentjie van God. Ek hoor dit baie keer, dan hoor ek, sien jy hoe sit die duiwel op jou skouer? Maas, dis nie nou die geleentheid wat jy na jou kinders kyk nie. Maar dink bietjie in die konteks van die Bybel, kan die duiwel regtig op jou skouer sit? Glad nie. Glad nie. So wat is ons besig om vir ons kinders te doen? Wel, as dit nie die waarheid is nie, dis die wenk. Ons gebruik baie keer God om hierdie vrees in mense se lewens los te maak. Ons gebruik die Here as 'n slaanstok, terwyl sy hart nie dit is nie. Ek het baie keer, en ek voel nou nog partykeer so, dan moet ek met myself praat, dan vergeet ek wie God regtig is. Pastoor, hoe kan jy dit sê? Want ek verwar hom met 'n ou man, met 'n lang baard, met 'n groot knopkierie, wat op 'n groot stoel sit, en dan kyk hy so af, en sê hy, "Jou, ek like nie wat hierdie ou doen nie," slat hy. Of, soos party mense sal sê, hierdie ou, ek wil hom tot sy sinne bring, kom ek maak hom arm, kom ek gee hom kanker, kom ek laat sy vrou nie meer vir hom lief wees nie. Ja, nou is die tradisionele mense baie versigtig om amen te sê. Hier's die ding. Ons praat die afgelope 2 weke oor jou Eden. Ons praat oor Handelinge 17, wat sê God het bepaalde tye en grense uitgesit waar die mens moet woon. Hy het een bloed al die nasies gemaak. As jy buite die grense van waar jy moet wees operate, is jy meer kwesbaar vir X, Y en Z, maar dit het niks met God uit te wou nie. Want jy's buite die grense van sy koningskap. Hy's nie kwaad vir jou nie, want hy het nie die grense geskuif, dat hoe nader jy kom, hoe verder skuif hy dit weg nie. Is nog steeds daar. So, God se hart was en is nog altyd. Genesis 1 vers 26, kom ons maak die mens, dat hy sal heers, na ons gelykenis, om ons te verteenwoordig. Ons het verlede week gepraat daaroor, as jy 'n bestuurder is, dan is jy veronderstel om die hart van die eienaar te verteenwoordig. Jy kan nie, as jy, Johan, moenie so vir my kyk. As jy die naam bestuurder dra, dan beteken dit, jy dra die hart van die eienaar se belange. Jy dra dit naby aan jou. Jy bestuur namens die eienaar. So as ons heers, beteken dit nie, ek en jy kan maak wat ons wil nie. Dit beteken slegs, ons het 'n voorreg, ons is afgesonder, ons is geroep vir iets groter. Ek het vanmôre luister ek 'n liedjie, en ek het dit vir 'n klomp mense gestuur. I was made for more. Dit het my so gebless, en ek weet, ek sal dit eers nog vir julle speel, maar ek wil hê jy moet iets verstaan van God se hart. In hierdie afgelope 3 weke moet ons besef dat die Here, sy hart is om altyd te keer dat die ergste ons tref. Sjoe. Anders is hy nie 'n goeie vader nie.
Wat 'n pa gaan homself verlekker as die ergste sy kinders tref? Nou, ek het in 'n Pinksterhuis groot geword, ek by mense gaan oorslaap, of ek gaan weg vir 'n tyd, dan het my ma altyd gesê, onthou wie jou ouers is. Nou, dit kan goed of sleg beteken, hoor. Onthou wie se kind jy is. Hoekom? Want my pa was omtrent op al die rade wat 'n skool kon hê. Hy was net nie die skoonmaker nie. So, maar jy verteenwoordig. Jy verteenwoordig. En daarom kan ons met groot vrymoedigheid sê, ons is hier in hierdie dorp omdat ons verteenwoordig. Ons is nie uit keuse hier nie. Maar ons is hier omdat ons verteenwoordig. So, en dan sê hy daar, laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Hoeveel diere weet ons van wat op daai stadium kruip? Selfs so profeties. Maar die Here eintlik in dit wou sê, die mens het die mag en die gesag. Waar sit dit? In sy mond. Hy het al die diere en alles op aarde, het die Here die mens die voorreg gegee om dit name te gee. Shame die arme aap, maar in elk geval, kan jy dink, het hy oor daai naam gevoel, maar in elk geval, of die bobbejaan. Maar hy moes vrede maak, hoekom? Is nie sy plek om sy naam te kies nie. Net soos dit geestelik, wil ek vir jou sê, nie ons plek is om ons naam te kies nie. Die Here het besluit, jy is. Ons maak keuses om onder ons potensiaal te leef, omdat ons nie verstaan wie ons is nie. Ons maak keuses om besig te wees met goed wat in 5 jaar niks waarde gaan dra nie. Net omdat jy nie intact is met wie jy moet wees nie. God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Hy het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, heers oor die visse van die see, voëls van die hemel en die diere wat op die aarde kruip. Die mens moet namens hom as sy verteenwoordiger optree en heers. Ons leef in 'n tyd wat baie mense aansoek doen vir werk, maar hulle word nie gedryf deur die aantreklikheid van die pos nie. Hulle word gedryf deur die aantreklikheid van die salaris. As hulle hoor wat hulle betaal gaan word, dan tel die feit of hulle die werk kan doen of nie veel nie. As hulle hoor wat die pay is, soos ons sal sê in die Engels, dan traai hulle lak. Nou moet die aanstelling gemaak word, omdat die salaris jou pas. Hoef jy nie die werk te kan doen nie. Jy moet net bereid wees om die werk te doen. Ons leef in 'n samelewing wat ons, die woord is ontplooiings. Waar ek vandaan kom is ontplooiings beteken jy stryk die krekels uit, maar in Suid-Afrika beteken die woord ontplooiings vir ons meer plooiing krekels, maar in elk geval. Mense doen aansoek. Ek praat gereeld met mense wat aansoeke uitstuur, dan kom hulle die CV, dan sê hulle, Matteo, sal jy die werk kan doen nie, hoekom het hy aansoek gedoen? Hoeveel CV's word weggegooi,
een kant toe gesit. Hoekom? Persoon het hulle lak gedraai. Jou rede hoekom jy gemaak is nie 'n tyd vir lakdraai nie. Jy verteenwoordig God. Jy kan nie in iemand anders se gebied wat hy aangestel is, grense, tye vir hom uitgesit is, probeer om daai persoon te wees nie. Al lyk daai persoon vir jou meer suksesvol. Jy kan ook suksesvol raak as jy net luister, waarvoor is jy gemaak, aangestel. Die Here maak nie 'n fout as hy jou kies nie. Geen kans nie. Jy sit dalk in 'n werksplek. Wat jy sê, Here, wat soek ek hier? Dis 'n goeie vraag om te vra. Sit net stil dat hy jou antwoord. En baie van ons wat dit vra, sit nie stil genoeg of kom nie tot rus dat hy ons antwoord nie. Dis nie per toeval nie. Kom ons gaan aan. Genesis 2 vers 8. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Die mens moes hul Eden, met ander woorde, alles wat hulle nodig het en sal hê, bewerk en bewaak. Ons het verlede week hieroor gepraat, maar ek wil dit weer noem. Ek en jy kyk na iets, dan assosieer ons die omstandighede met wat ons wil hê, nie met wat ons nodig het nie. As ek moet gaan op wat ek wil hê, weer eens, is hierdie dorp waarin ek bly nie my keuse nie. Maar as ek moet gaan op wat ek nodig het, dan besef ek, hierdie is die omstandighede wat die Here die tafel dek, sodat Handelinge 17 sê, God het die mens gemaak, dat hulle hom sal soek, al moet hulle rondtas om hom te vind. Het ek al in hierdie dorp rondgetas? Ja. Ek het al misgevat. Ek het al betrokke geraak, by skemes van ouens in hierdie dorp. Hoekom het ek betrokke geraak daarin? Want ek het nie die Here geraadpleeg voordat ek gekies het nie. Bewerk en bewaak beteken, jy moet van jou sweet gee. En dan moet jy trots wees daarop, want jy moet daarna kyk. As ons teruggaan in vers 7 lees, sê hy, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so die mens 'n lewende siel geword. Die mens was die draer van God se asem en teenwoordigheid. Baie mense praat van Adam en Eva, dan teken hulle prentjies voor die sonde, dan teken hulle prentjies wat hulle kaal was. Die mens was met God se teenwoordigheid beklee. God se natuur. Daar was nie 'n ding soos kaal voor die sondeval nie. God se teenwoordigheid het saam met hulle beweeg. Maar is dit nie kosbaar om te dink dat as jy kan gaan, dan besef jy hierdie wat in my longe is, kom van 'n bonatuurlike bron af. Hoekom? Want ek moet die bonatuurlike bron verteenwoordig. Nou, Genesis 3, lê fondasie vir vanmôre se boodskap. Genesis 3 vers 21. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Wat het hier gebeur? Die mens het fouteer. Hulle het God se woord nie reg verstaan nie. Hulle het toegelaat dat God se woord verdraai word. Wat gebeur toe? Wat was die groot versoeking van die woord wat die slang gesê het? Julle kan soos God word.
So ewe skielik, hulle nie meer nodig om God te raadpleeg nie. Hoekom? Want hulle is soos God. En dit is die feit vandag nog. As ek en jy besluit, ons wil God speel, dan gaan die teenwoordigheid van die Here en sy natuur van ons af weg. En in oomblikke word ons gekonfronteer met ons tekorte, ons naaktheid. Party van ons wil daaroor redeneer, ons wil dit reg koop, of reg lieg, of regverdig. Maar dink bietjie daaraan. Toe sê die Here God, nou die mens geword, soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook die boom van lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs, dis 2 engele, aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van lewe te bewaak. Hoekom sou die Here dit besluit het? Voorheen kan jy lees, van al die bome mag jy eet. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad mag jy nie eet. Nou eet die mens van die boom van kennis van goed en kwaad. Nou is daar 'n sekere boom. Hoe sê hulle is off limits. Want ewe skielik verstaan die mens, daar's nou 'n verwarring man, wat is reg, wat is verkeerd? Die mens is in 'n toestand wat hy kon gekonfronteer word met naaktheid, hy's in 'n toestand wat hy skuldig voel. Sou hy dan van die boom van lewe eet, sal hy permanent so voel. Sal permanente slaaf wees. En die Here kom, en wat doen hy? Alhoewel die mens ongehoorsaam en skuldig was die Vader se droom nooit dat hulle in so lewe sou vasval nie. Een van skuldgevoel en naaktheid nie. En hy merk hulle met die velle van diere. Is 'n teken van die Here se genade. Wie ken ons anders wat die Skepper gemerk het in die Bybel, daai tyd van die woord, deur hulle met diervelle aan te trek? So die Here het beginne gesê, alhoewel julle ongehoorsaam was, alhoewel ek weet julle is skuldig, is my hart nie om julle te ontneem van julle voorregte nie. Maar julle blend so in, ek moet julle maak om weer uit te staan. En dis die boodskap deur die Bybel. Hoe kry jy diervelle in die hande? Jy moet 'n dier slag. God moes 'n dier slag om die velle in die hande te kry. Ek weet van geen diere wat jy die velle sommer kan aftrek en lewendig bly nie. Dink mooi, en ons is op Paasfees en dis hoekom ek hierdie goed so preek. Een van die dae gaan ons Paasfees vier, die kruisiging. Watter dier moes geslag geword het dat ek en jy kan veilig wees in die skepping? 'n Lam. Om ons veilig te hou. God het hierdie mense gemerk, al is hulle skuldig, is hulle ongehoorsaam. Kyk, ons nie die tekens van genade in ons lewens mis nie. As jy moet teruggaan in jou lewe, hoe die Here jou nie al gemerk om jou veilig te hou nie. Miskien het die Here jou 'n ander kar laat ry, voor jy 'n ongeluk is. Teken van genade as jy dalk 'n ander kar gery het, of jou eie kar gery het, was jy dalk hier nie. Miskien het die Here jou laat opstaan in die middel van die nag om net te kyk of die deur toegesluit is, dan kom jy agter daai deur is nie gesluit nie. Is jy 'n volmaakte mens? Nee, jy is nie. Maar omdat jy op die plek is wat God wil hê jy moet wees, is daar vir jou genade. Jy het nog nie gerebelleer nie. Jy het gebly omdat God nog nie gesê het jy kan gaan nie. Ons kyk die genade mis.
kyk die genade mis. Ons raak onvergenoegd, ons raak bitter. En kan ons nie bitter word nie. Openbaring. Soos by die eerste boek en die laaste boek. Openbaring 2 vers 7. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Maak nie saak, al is dit Lichtenburg, as God hier is dit paradys vir jou. As jy is waar die Here wil hê jy moet wees, is dit paradys vir jou, en jy toegang tot die boom van lewe, maar daar's 'n ding waarteen jy moet waak. Ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid. Ons moet die konteks van al die deurlopende Bybel, of van al die boodskappe deur die Bybel, deurlopende boodskappe deur die Bybel verstaan. Connect all the dots, dan kom jy agter, daar's 'n boodskap van Genesis tot Openbaring, wat sê dat God se hart was nog altyd die beste vir die mens. Nog altyd. Alles wat jy nodig het. Sy hart. Hy sê ook, hy is die God, he's the God of plenty. El Shaddai, the God of plenty. Ons voorsiener, ons bron. Dit was nog altyd sy hart. Maar wat doen ons? Die versoeking maak, dat ongehoorsaamheid maak, dat wat gebeur? Ons sleg hoor. Ons hoor nie meer nie. Ons is, wat die woord aanbetref, nie meer ingelig nie. Because we're not connecting all the dots. Dis soos die ou wat met die Bybel gesit het, en ek het al so gesit. Dan het ek besluit, as ek wil hê die Here moet iets antwoord, dan maak ek hom net in die middel van die Bybel oop. Hoekom? Want daar gaan 'n psalm wees wat op my ore val, wat my goed laat voel. Dis nie hoe dit werk nie. Daar's 'n deurlopende boodskap. Dis hoekom ek hou van hierdie Bybels wat die middelkolom het, wat daar's teksverwysings, kruisverwysings. Hoekom? Hy verwys na dieselfde boodskap in dieselfde konteks op ander plekke in die Bybel. Die Amplified op jou foon doen dit ook. As ons nie konteks verstaan nie, gaan jy nie jou dorp verstaan nie. Dis harde woorde. Wat is paradys solank God daar is? En hy jou daar geplaas het. Vir nou. Openbaring 22. Soos nog steeds daar. Openbaring 22 vers 14. Salig, dit beteken welaf, bevoordeeld, is die wat sy gebooie doen, sy riglyne volg, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Wat sê die skrif? Wie is die deur? Jesus is die deur. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die deur. Deur Jesus se woorde, riglyne te respekteer, het ons toegang tot 'n boom van lewe. Lewe wat ek en jy wil hê? Nee. Wat ons nodig het. Dit laat my dink, as jy baie siek is, en jy gaan apteek toe. Ek het geleer, die beste medisyne proe die slegste. Daar's 'n deurlopende riglyn deur die hele Bybel wat die Vader se hart vir ons is. Hoe ons dit verstaan, gaan bepaal
waar ons nou geestelik is, of ons daar gaan bly en of ons gaan groei. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie keer goed gedoen, waaroor ek nie trots is nie. Die grootste fout wat jy kan maak in so 'n tyd, is om uit die Here se teenwoordigheid uit weg te kruip. Ja, maar ek het 'n fout gemaak, pastoor. Dink jy God weet nie jy het 'n fout gemaak nie? Weereens die prentjie wat ons van hom het. Die prentjie wat ons van hom het. Dis 'n verkeerde prentjie. Ek kan onthou my pa het 'n kar gehad waarvoor hy baie lief was. Eintlik my pa was lief vir al sy karre. Ons het nie in 'n verskriklike finansiële sterk huis groot geword nie, so op daai stadium wat ek sy kar mag gery het, was dit nie omdat hy wou nie, maar omdat ek 'n ryding nodig gehad het en hy my nie oral kon heen ry nie. Want hy moes werk. Op daai stadium my pa 2 werke moes doen. Vroegoggend en sy normale werk, sodat my ouers het geglo hulle gaan nie studieskuld maak nie. Betaal hulle 'n prys wat ek vandag die voordele van benut. Maar ek kan onthou dat ek in dit alles, en ek moet dit sê dat iemand dit hoor vanmôre, het ek besluit, nou maar ek kry nou hierdie goed alles verniet, so nou kuier ek ook tot watter tyd toe ek wil, want dit is gesponsor. Wie van julle weet, as iets baie maklik is, as jy iets baie maklik kry, dan waardeer jy dit nie. As jy dit kry, partykeer kry ons goed wat ons ook nie verdien nie, dan is dit nog erger. Want as jy dit verdien het, sou jy dit bewaar en bewaak het. Maar in elk geval, soos die mense opdrag was. Nou ry ek hier en ek stamp my pa se kar lelik. Want my mind het gedrift. En ek ry. Ek sal nooit vergeet, die radiator het gebars. Die water, ek kon nie aan die kant wat ek gesit het uitkom, ek moes oorklim na die ander kant toe. En die van julle wat wonder, ek het nie gejaag nie. Ek het vir iemand gewaai, wat ek op skool mee saam was, en toe slaan die robot rooi, en ek sien nie die rooi nie, en ek ry so domino effek, ry ek. En ek sal nooit vergeet, dit was 'n kolkbakkie. En daar klim so groot oom uit. Ek dink, Here, dit voel soos die oordeel. Hierdie oom is nie vinnig nie, maar hy is sterk. Ek het nêrens omheen te ry nie, ek sal moet hardloop. Hier stap hierdie oom so na my aan. En die eerste ding waaraan ek dink is, Papa! Papa! Ek sê nooit vir hom papa nie. Maar julle weet, as die trane vlak lê, en die ou stemmetjie kraak so, en kan ek maar van die kansel af sê, reverse. Ek wil reverse, kan ek nie dis 'n caddy bakkie, ek kan nie die caddy bakkie van die kolta wegkry nie, hy het so gehak. Is nie droog. Ek bel my pa, ek was vir altyd die oom my nou praat, so sê ek, Papa. Sy sê, wat is dit? Ek sê, ek was in 'n groot ongeluk, kom asseblief, ek is in Franskor radioryland. Koep, sit ek hier voor. My pa kom daar aangejaag, het lyk asof hy oor die middelmannetjies jaag. Hoekom? Ek het hom nie gesê, die res gesê nie. Hy vra nie, is jy skuldig nie. Hy vra nie, wie gaan betaal daarvoor nie. Omdat dit sy kind is, ry hy buite die reëls om by sy kind uit te kom. En dis vir my 'n prentjie van God. Al maak ek en jy hoe droog.
as ons nog steeds bly erken dat hy die pa is, kan hy sy rol vertolk as pa. Ek dink net nie ons verstaan God se rol in ons lewe altyd nie. Met dit sê ek nie, jy kan aanjaag soos wat jy wil. Nee. Jy kan nie. Jy kan ook nie altyd hom net ken wanneer jy in die moeilikheid is. Dis 'n verhoudingsding nog steeds. Daarom kan ek en jy nie bekostig dat wanneer ons droog maak, dat ons sê, ek het nie nou vrymoedigheid om hom te bel nie. Right, dis goed so. Wie gaan betaal? Wie gaan hierdie gemors uitsort? Daar is net een en jy noem hom pa of vader. Ek het niks op my naam nie, ek ry my pa se kar. Ek het daai tyd nie regtig 'n lisensie gehad. My lisensie het verval. Daar was 'n klomp goedjies by. Toe besef ek, papa. Het hy my laat voel? Definitief. Ek moes so 'n paar keer, want hy gaan koerante aflewer sodat ek kan studeer. Ek moes 'n paar keer saamry met die koerante. Maar hy het nie my ore gedraai, my geknyp en gesê, nou sal jy nie. Hy het gesê, dis baie eenvoudig nou. Laat jy kan besef waarvoor word hierdie kar wat jy so rondjaag voor gebruik. So die verkeerde idee oor ons Vader. Ek lees vir jou nog 'n bekende skrif. Is julle nog met my? Kan ek aangaan? Sê mos, mense wat 'n vakansie kerk toe kom, soek 'n ekstra snybrood. So, die mens het sy vrou Eva beken. Mens het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword. En Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het 'n skaapherder geword en Kain, ons sal hom ken as 'n boer, 'n landbouer. Na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. Abel het ook van sy eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet, en die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad. Hy het sy hoof laat hang. Die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? Dan word jy dan nou die offer gebring, hoekom hang jou kop? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. En sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor, wat is die woord? Heers. So iemand van my sê, pastoor, jy sê my moet help, ek kan nie hierdie ding baas raak nie. Nee, ons kan nie so praat nie. Ons kan nie so praat nie. Jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat. En toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? Klink nogal soos 'n oudste, nê? In elk geval. En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep maar my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain. Jy sien, as jy met iemand in verhouding is, mag jy sê hoe jy voel. Dan vind jy ook uit, as jy vir iemand sê hoe jy voel, as die persoon ook 'n kans het om te sê hoe hulle voel, kan jy nader aan mekaar kom. Ons dink, ons wil baie graag alles van die Nuwe Testament hê, maar ons dink dat die God van die Ou Testament is een met wie ons nie kon teepraat nie. Ek sê nie jy praat tee met hom nie, jy mag sê hoe jy voel.
Want as hy 'n goeie vader is, het hy begrip. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om dit te dra. Here, die vernedering is vir my te kwaai. Kyk, hy dryf my nou uit die land uit en ek moet my verberg vir die aangesig. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees. En elkeen wat my kry sal my doodslaan. Here, ek word nou gelabel. Here, ek het hierdie fout gemaak. Ek het my meer verloor. Ek was jaloers. Ek was bitter oor my broer beter af is. Het jy al so gevoel? Ek weet ons is nou in 'n kerk en jy's dalk te hoogs heilig om dit te erken. Maar kom ons begin net met hoeveel mense vergelyk jy jouself? Is hulle broer en suster in die geloof? Hoor hier, God se vaderhart. Maar die Here sê vir hom, daarom as enige een Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie. God se hart. Maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het, as jy kan sê jy's jammer. Papa! Maar as jy nie jou pappa ken nie, het jy moeilikheid. En weet jy, daar's hoeveel mense van ons wat jare al op die pad is, maar jy ken God net as die wit man op die stoel. Ek vra verskoning, laat ek myself beter uitdruk, die man in wit geklee op die stoel. Sal jy hom ken? Jy dink hy's net daar om te straf. En nou wat gebeur is, jy gee selfs die duiwel af, want jy boelie jouself so, dat jy nie kan wees wat God wil hê jy moet wees nie. Groot ding is, ons moet erken, dat die rede hoekom ons so voel is, omdat ons nie die hele tyd wil wen op ons voorwaardes. Ons wil wen volgens ons voorwaardes. Ek voel ek is reg, maar binne my raamwerk. Plaas Kain net gesê het, "Jesus, maar hoekom het die Here nie my offer aanvaar nie?" Plaas het die Here gevra het. Ek lees daarna dat hy en die Here gesprek gehad het. Hoekom vra hy nie net vir die Here? Hoekom is my offer nie aanvaar nie? Nee, ek dink sy broer het hom redelik dalk geïrriteer ook. Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? Kain het dalk geweet, hy het nie meer om te gee nie. Want daar's iets fout in sy hart. En as jy gee met 'n vuil hart, dan kan die Here nie seën wat jy gee nie. Wat het gebeur? Mense wat met jou in kompetisie is, hoekom kies hulle jou? Het jy al daaraan gedink? Here, hoekom het hierdie mense nooit vir my iets goeds om te sê nie? Ken jy sulke mense? Ek ken baie van hulle. Ons is 9 jaar hier. Of ons is in ons 9de jaar. Hier's mense in ons dorp, wat as hulle jou kry, vertel hulle vir jou wat jy sleg doen. Ek kan nie praat oor die well done. Jesus Johan, jy het goed gedoen daar. Great nie. Ek sien wat jy gedoen het, maar hier sit Stoffie ook, hy was karre. Jo, as dit so reën, dan dink ek, Here, hoe skoon kan hy hulle buite kry? Maar
Is ek reg as ek sê, as daar een vuil kolletjie is, vergeet die mense van die res wat jy skoon gekry het. Daar is net sulke mense. Maar ons is terug by die vraag, hoekom is daar mense wat die hele tyd met jou in kompetisie is? Weet jy, hoekom is daar sulke mense? Hulle wil eintlik erken, jy's beter as hulle. Maar hulle is nie mans genoeg om te sê, jy het iets wat ek nie het nie. Nou wil hulle dit ook hê, en hulle mag dit nie kry nie, want dit is nie deel van hulle ede nie. Nou luister hulle vir slange. Moenie terugkompeteer nie. Heers. Daar's 'n verskil. Heers. Ons is nie in kompetisie nie, ons heers. Nou met as ons in kompetisie is, wat sê ons? 'n Mens bepaal ons waarde. Hoe is jy van plan om oor jou swakte te heers? Gewoonlik, iemand wat jy mee in kompetisie is, kan ek dit sê, hulle nail jou op jou swakte. Hulle kom agter jy is emosioneel, as hulle sekere onderwerp in jou lewe aanraak. Woe, pastoor, nou gaan jy op 'n verkeerde, ek gaan nie op 'n verkeerde plek, ek gaan op die regte plek. Daar is hoeveel mense in ons lewens, Shimonei, wat ons manipuleer, omdat hulle weet hoe om op ons swak plekke ons te roer. Ag, hoekom raak jy nou vir my kwaad? Ek het dit nou nie gesê dat jy jou hier meer moet verloor, Shelley. Maar in die gees is dit 'n Kain en Abel. Is 'n medebroer, 'n medesuster. En jy het in die kruit geklim toe jy hoor die klok lui. You were never called to compete with man. Nooit! Maar as mense agterkom dat man X, Robert in jou lewe, druk jou knoppies, dan gaan die ouens wat jou nie like nie, ook oor man X met jou praat. Het jy dit al agtergekom? En wat gebeur? Jy kyk al die tekens van genade mis. Jy vergeet God se genade oor jou lewe. Wat is dit? Sy genade oor jou lewe beteken jy die vermoë om goed te doen wat ander mense nie kan doen nie. Jy het die vermoë om goed te sê, jy het die vermoë om op plekke te funksioneer, Chris, wat ander mense nie wil doen nie. Maar nou cancel jy dit uit. Deur toe te laat dat iemand wat beter as jy is, of dink hulle is beter as jy, op jou knoppies druk. Mag die Here jou die genade gee om te hoor. Laat hy wat 'n oor het, sy wat 'n oor het, hoor vanmôre. Begin deur eerlik te wees met jouself. Gaan hierdie wat ek nou mee besig is, hierdie redenasie alwyn oor 5 jaar enige waarde hê? As dit nie gaan nie. Ek het al agtergekom die beste wat 'n gesprek stop en nooit weer oopgemaak word nie, is as jy vir iemand sê, weet jy wat? Jy's reg. Tjoeps. Pastoor maar jokkie nie. Nee, hy is reg. Want hy moenie jy moenie toelaat dat hy jou nie meer laat verloor nie. In beginsel. Weet jy wat? Jy het 'n goeie punt, Piet. Kom ons los dit.
Maar as ons in kompetisie is en ons wil reg wees, dan hou die gesprek aan en aan en aan en aan en aan en aan. En wat gebeur is, ons het nie meer genade vir mekaar nie. En ons vergeet die tekens van genade in ons eie lewe. Ons ignoreer dit. Wees opreg, man. Wees eerlik met jouself. Gee die Vader toestemming om jou te merk, jou af te sonder. Waardeer sy teken van genade. Jy's geroep vir meer as om net in te blend. Wie ons is, wat ons het, is baie maal ons grootste beperking. Dis tyd dat ons die deksel van dit optel. Waar ek bly, waar ek werk, wat ek het, maar baie keer dat ons dink, ja maar Here, hoekom sal hy my kies? Hoekom sal hy jou nie kies nie? Hoekom sal hy jou nie op jou naam ken nie? Omdat jy nou jouself gradeer. En sê ek is nie op daai vlak nie. Ek is nie ryk genoeg nie. Ek is nie mooi genoeg nie. Ek is nie maar genoeg nie. Ek is nie vet genoeg nie. Ek is nie gesond genoeg nie. Ek is nie oud genoeg nie. Ek is nie jonk genoeg nie. Luister na jouself. God se genade stel jou in staat. Gee die Vader toestemming om jou weer opnuut met sy genade te merk. Dra die teken dat God genadig is. Hoe dra jy die teken dat God genadig is? Jy vergewe eerste. Pastor, ek sal vergewe, maar hy moet eers sê hy is jammer. Dan sou Jesus nou nog daar gehang het. Ek klim nie af voordat julle sê julle is jammer hè. As die Here jou met sy genade gemerk het, groet jy eerste. Jy vergewe eerste. Jy gee eerste van jouself. En jy herinner nie daarna nie. Laaste een. Johannes 3 vers 12. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê, nie soos Kain, wat uit die bose was, sy broer doodgeslaan het nie. Waarom het hy hom doodgeslaan? Ekskuus. Omdat sy werke boos was, en die van sy broer regverdig. Wow. Moenie in kompetisie wees met iemand wat die Here beter as jy ken nie. Jy gaan nie daai fight wen nie. In die eerste plek is jy nie veronderstel om met enige mens in kompetisie te wees nie. Maar onthou net dat die een wat die Here beter ken, het meer vir hom as teen hom. En as jy weet jy ken die Here beter as die een wat jou challenge, bly dan stil. Wees eerste om te sê, luister, kom ons sit dit agter ons en kom ons gaan aan. Jy het nou iets gesê wat my laat dink het, baie dankie. Maar ons leef in 'n tyd wat almal wil wen. Ek verloor eerder op aarde, as wat ek hierna verloor. Omhels regverdigheid, pas op vir boosheid. Jou eie idees. Kom ons sluit ons oë.
Here, ons besef, u idee was nooit dat ons slawe moet wees nie. U hart vir ons was nog altyd liggaam. U is die Vader. U stel ons aan om namens u te heers, u koninkryk te verteenwoordig. Maar Here, terwyl ek hierdie woord bedien, besef ek, aan wie wil ons onsself bewys as u met ons tevrede is? Aan wie wil ons onsself bewys as ons aan God antwoord en nie aan mense nie? Vader, dankie vir hierdie besonderse oggend. Here, mag ons nie die tekens van genade miskyk nie. Mag ons besef, Here, U maak elkeen van ons vir 'n rede. Ja, Here, ek bely selfs vanmôre weer eens opnuut. Hierdie week was ek met tye ongehoorsaam. Maar leer my ore luister. Here, ek voel sleg oor dinge. Maar Vader, raak my hart aan. Leer my deur die Gees. Help my om te bewerk en te bewaak hierdie week. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Mag die Here jou seën.